Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad en dat jy die Here se werking in jou lewe ervaar het. Hierdie week gaan ons stil staan by 1 Johannes 2 daarvan vers 18 af en dit gaan aan tot daar by einde vers 27 wat gaan oor die anti-Christe. Wat hy soms so noem, jy weet, hulle is anti-Christe. Gaan 'n bietjie daarby stil staan. Ons het verlede week gekyk na daardie gedeelte wat gegaan het oor die nuwe gebod. Dis eintlik, hy sê, is eintlik 'n ou gebod, maar dis ook 'n nuwe gebod van die liefde wat regtig sigbaar moet wees deur ons werke, deur ons dade. Ons moet eintlik dit laat skyn na buitekant toe. En ek hoop jy het dit verlede week gedoen. En daai belangrike gedeelte wat hy gesê het in vers 15, wat hy sê, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. Jy weet, want daarin is die Vader se liefde nie. En ek hoop jy kon dit regkry deur die werking van die Heilige Gees. En hierdie week is dit nou daarvan vers 18 af. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir u genade en u liefde en u krag. Dankie dat u saam met ons is. Dankie dat u ons so begelei deur die lewe, dat u ons omsluit en dat ons maar net op 'n daaglikse basis u liefde ervaar ook. Dankie dat u die beste vir ons wil hê en dankie dat u in ons woon en dat ons u koningskinders kan wees en 'n tempel, ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees kan wees. Praat vandag met ons uit die woord uit, asseblief, Here. Ons is afhanklik van u en ons kom bid dat u in ons gees inspreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou goed, die teks gaan ouer gewoonte op jou skerm ook verskyn en ons werk uit die 83 vertaling uit. Nou Johannes begin, want onthou, hy skryf hierdie brief vir die gemeente om dan vir hulle te sê, weet, daar is ook dwaalleraars, mense wat anders te dink en ander teologiese perspektiewe wil bekend maak. So hy skryf vir sy kinders, dis nou die gemeentelede, en hy sê vir hulle, weet jy wat, wees versigtig hiervoor, kyk uit daarvoor. En goed, ons lees van vers 18 af, hy kyk daar, Johannes is mos maar 'n disipel wat baie praat oor die liefde. Hy het 'n bepaalde mooi sagte aanslag en hy sê vir hulle kinders, dit is die laaste uur. Hy sê die tyd is naby. As hy praat van die laaste uur, dan praat hy maar van, jy weet, tussen die lewe en Christus se wederkoms. So hulle het 'n wederkomsverwagting gehad wat sê oombliklik. Soos wat ons ook maar het, jy weet, dit kan oombliklik gebeur, ons weet nie wanneer nie. Maar hy sê vir hulle, dis die laaste uur, so wees versigtig hoe jy leef. Julle het gehoor dat daar 'n anti-Kris kom, die verhale wat vertel word, en dit wat Jesus ons ook vertel het. En daar is nou reeds baie anti-Christe. So hy sê hulle loop rond. Anti-Kris is almal wat dan teen Christus is. Almal wat nie Christus aanvaar nie en wat teen hom praat. Hy sê hulle is anti-Christe. So Johannes draai glad nie doekies om nie en hy noem dit by die naam. Hy sê daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Die feit dat daar anti-Christe is. Die feit dat mense nie vir Jesus Christus wil aanvaar nie. Vandag so? Beslis. Daar's baie mense wat sê hy is nie die Messias nie, hy is nie die verlosser nie. Hy was dalk maar net een of ander wonderlike profeet gewees, maar die verlosser is hy nie, hy is nie God nie. En dit is 'n teken. Johannes noem daai mense wat ons vandag sal sê wat dalk half liberaal is of iets in hulle teologiese denke, sal hy net sê, man, julle is bloot anti-Christe. En nou praat hy met hulle, of hy praat met die gemeente. Hy sê, hulle het wel uit ons geleedere voortgekom. Dis mense wat eers daar saam met ons was. Maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het.
dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. So dit het na vore gekom dat hulle was dalk deel van die groepering van die gelowiges gewees, so vanuit die gelowiges dan, dis die hartseer, vanuit die gelowiges het hulle eintlik op 'n dwaalspoor gegaan en is hulle glad nie meer deel van die gelowiges nie en is hulle eintlik anti-Christe, want hulle aanvaar hierdie anti-Christe het of dwaalleraars het eintlik kom sê Jesus Christus is nie waarlik God nie. Hy is nie waarlik God nie. Hy het nie waarlik, hy kon nie namens die mensdom vir alle mense sterf nie. Daarom aanvaar hulle hom nie. En hy is dus nie die Messias, die gestuurde van God ook nie. Ja. En dit het baie van die mense die mekaar gemaak, want hulle het slim argumente gehad hiervoor. Nou skryf hy, sê in vers 20, julle is egter deur die Heilige Gees gesalf. So hy sê, onthou wat skryf Johannes 14, skryf juist dat die Heilige Gees vir gelowiges gestuur is om in ons te kom woon, om ons te begelei in die volle waarheid, om sekere insigte vir ons te gee. En hy sê, dis wat die Heilige Gees doen, dis die Heilige Gees se taak. En dis hoekom hy sê, julle is gesalf deur die Heilige Gees, so sy werking is in julle lewe. En hy sê, julle ken almal die waarheid, want julle het tot geloof gekom. Nou, ek skryf nie vir julle, omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken, en weet, dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. So, in die werking van die Heilige Gees, kom daar nie 'n leuen na vore nie. Die Heilige Gees sal presies bevestig dit wat Jesus gesê het. En Jesus het weer presies bevestig dit wat God gesê het. So hulle is al drie ten nouste aan mekaar verbonde, want al drie is God. Nou sê hy, dit is die waarheid. Jesus het self kom sê, ek verkondig maar net die waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid, wat net die waarheid kom vertel. So hy sê, as die Gees in jou is, dan gaan die Gees vir jou die waarheid kom sê. Hy gaan nie vir jou leuen kom sê nie. Hy gaan nie iets anders te kom sê, as wat Jesus sou verkondig nie. Hy gaan nie iets anders te sê, wat God in diskrediet bring nie. So hulle praat almal presies dieselfde taal, en dis binne in jou, hierdie Heilige Gees, want jy is gesalf met hom. Vers 22, wie is die leenaar anderste, as hy wat nie wil erken, dat Jesus werklik die Christus is nie. Hy sê, as jy dit nie doen nie, as jy vandag dink, en destyds gedink het, dat Jesus nie werklik die Christus is nie. Die Christus is die gestuurde van God, dis die Messias. En die Messias, wat die gestuurde van God is die verlosser vir die mensdom. Die mens wat namens alle mense moes kom sterf. Paulus het daaroor geskryf later, en hy het geskryf, ja, dat Jesus die tweede Adam is, wat alles kom herstel het. Nou hy sê, as jy nie sê dat Jesus werklik die Christus is nie, die verlosser is nie, dan is jy eintlik 'n leuenaar, dan is jy 'n anti-Christ. Hy sê dit ook, hy is die anti-Christ, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Nou, hoeveel mense is daar nie vandag, wat 'n klomp storieetjies het, wat sê, ja, maar ek weet van Jesus, maar hy is nie God nie. Hy is nie die ene wat opgestaan het uit die dood nie. Ja, die verhaal, hy het gesterf, maar ons dink nie dat hy werklik waar die Messias is nie. Nou, hy sê, hoe hartseer is dit, as jy dit nie erken nie, want dan mis jy uit op die ware lewe. Hy sê in vers 23, wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader, en wie die Seun erken, erken ook die Vader. Nou as jy dit mooi wil gaan bestudeer,
dan moet jy onder andere na 'n gedeelte toe gaan in Johannes. Ek dink as ons gaan kyk, dit is daar in Johannes, ek dink is Johannes 8, wanneer hy dit baie mooi sê, wanneer Jesus daar praat. Mens moet eintlik teruggaan na Exodus 3 toe, wanneer God met Moses praat en God kom sê vir Moses, as Moses vir hom vra, u gee nou vir my 'n opdrag dat ek na die Israeliete toe moet gaan om vir hulle te gaan sê, u gaan hulle uit Egipte uitvat en ek moet hulle uit Egipte uitlei. Wie is dit wat my gestuur het? Dan sê die Here vir Moses, sê vir die Israeliete, ek is wat ek is. Later, mens kan in detail na daai gedeelte kyk, hy sê ook dat hy Jahwe is, dis hoe hy bekend moet staan as die Here, Jahwe, die verbondsgod, maar hy sê, ek is wat ek is, het jou gestuur, sê dit vir die volk. Nou wanneer hy sê, ek is, dan sê hy ook daardeur, ek sal wees, as mens nou 'n bietjie in die Hebreëus ingaan, om te wees, om vir jou te wees. Nou interessant, dis God wat dit sê, dis God wat sy identiteit bekend maak. As jy na Johannes toe gaan, en jy gaan na 'n gedeelte soos Johannes 8 toe, dan gaan jy sien dat Johannes 8, dan kom praat Jesus, en hy redeneer altyd met die Jode wat hom nie wil aanvaar nie, met die Fariseërs wat hom nie aanvaar nie, en hy maak hulle eintlik warm onder die kraag, en dan in Johannes 8, dan kom sê Jesus, gaan doen jou gerus. Ek dink ons het nie volledig tyd vir die studie nie, maar dit is geweldig interessant om te gaan kyk na Johannes 8, want in Johannes 8, byvoorbeeld vers 23, dan sê Jesus, sê hy daar, as julle nie glo dat ek is wat ek is, dit klink vir dieselfde as wat Exodus sê, né? Exodus 3 vers 12, wanneer God vir Moses sê, ek is. Hy sê, as julle nie glo dat ek is wat ek is, so daardeur sê hy, dat ek, wat Jesus is, wat hier voor julle staan, God is nie, sal julle in julle sonde sterf, want hy is die Messias, hy is die verlosser wat gebore is, hy is Immanuel wat na ons toe gekom het, Immanuel, God met ons, God by ons. En dis presies wat God vir Moses gesê het, ek sal met jou wees. Hier kom sê Jesus weer, ek is God, ek is wat ek is met jou, ek is die gesalfde. Dieselfde wat hy dan later sê ook in hy sê dit op ander plekke ook, maar in Johannes 8 vers 58, wanneer hy daar met die Fariseërs redeneer oor Abraham, en dat hy al voor Abraham daar was, en dit maak hulle warm onder die kraag, dan sê hy net vir hulle, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Nou, as 'n mens daarna gaan kyk, dan sê Jesus hier, dan sê Jesus eintlik hier, ek is God. En toe hulle dit hoor, toe wil hulle hom stenig, vers 59, ek is God. Maar Jesus het dit self kom bevestig, en hy gebruik dieselfde woorde, as toe God homself bekend gestel het aan Moses, daar by die brandende bos, dieselfde woorde. So, Jesus kom bevestig, dat hy die Messias is, dat hy die gestuurde is, maar dat hy God in menslike liggaam is. En nou die Antichrist het gesê, dit is nie wie hy is nie. En dis hoekom Johannes dus hierdie gedeelte skryf. Soms so 'n bietjie 'n stuk agtergrond vir jou daaroor, om te bevestig dat Jesus wel die Christus is. En dis hoekom hy sê in vers 23 van 1 Johannes 2 vers 23, wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. So as ek nie die Seun erken nie, vir wie en wat hy is nie, dat hy die verlosser is nie, dat hy eintlik God is nie, dan verwerp ek ook die Vader. Nou, Johannes 16 skryf oor die besonderse eenheid
tussen Jesus en die Vader. Daai noue band. En hy sê, vers 24, wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly, naamlik dat Jesus die verlosser is, want dis deur die kruisdood van Jesus, dat hulle tot geloof gekom het. Want onthou, Johannes skryf hierdie, en onthou, moenie vergeet wat het hy in die begin gesê nie, Johannes 1 vers 1 het hy gesê, ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. So hy is 'n persoonlike getuie van hierdie Jesus. So, en hy sê, dis wat julle van die begin af gehoor het. Jesus is die Christus, hy is die Here. En dan gaan hy aan, goed, as wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, net as julle dit ter harte neem, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Want ek het hierdie goed aan julle oorgedra, dat Jesus is God, maar dan is jy in hom. Vers 25. En dit is wat die Seun ons beloof het. Wat het die Seun ons beloof? Die ewige lewe. Want hy het jou lewe kom nuut maak, want hy is die verlosser. Hy is God wat jou lewe kom nuut maak het, wat jou uit die ou lewe uit kom vat het, en jou weer laat gebore word het, vanuit God gebore word, vir jou die Zoe lewe kom gee, 'n ander lewe. So, dis wat die Seun beloof, 'n ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe, vers 26, oor mense wat julle wil mislei. So hy waarsku julle, Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, die Heilige Gees wat ook God is, bly in julle. En julle het niemand anders te nodig om julle te leer nie, want hierdie is maar God wat in jou is, hy is die waarheid, hy gaan nie anders te soos wat ek net nou gesê het, hy gaan nie anders te praat as wat Jesus gepraat het nie, hy gaan nie teen Jesus praat nie, en Jesus het weer nie teen die Vader gepraat nie, so hulle praat dieselfde taal, hulle sê dieselfde ding. Sy Gees, Jesus se Gees, leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en nie 'n leuen nie. Dan sê hy, ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Moet jy in God bly as dit ware. So, hy kom praat net hier met hulle, en vir ons, vir vandag, kom sê hy net vir my en jou, daar is baie antichriste daar buite, in die wêreld. Baie wat nie glo nie, baie wat nie Jesus as verlosser aanvaar nie, wat sê, hy was op aarde, hy was 'n fantastiese mens gewees, hy het gesterf vir 'n goeie saak, maar hy is nie die verlosser nie. En nou sê hy, dis die antichrist. Omdat jy Jesus Christus as die verlosser, as God aanvaar het, het die Gees in jou kom inwoon. En hy sê, hierdie Gees lei jou in die volle waarheid. Hierdie Gees gaan jou help en leer, meer oor Jesus leer, meer van die Vader leer. Hierdie Heilige Gees, die Heilige Gees sal jou help, en jy sal dit ervaar in jou lewe. En daarom is dit my gebed, dat jy regtig waar iets daarvan sal ervaar in hierdie week. En mag jy 'n geseënde week hê, mag jy die Bybelstudie hierna ook vir jou werklik waar van waarde wees. En dan as die Here wil, gesels ons volgende week verder daarvan 2 vers 28 af. Kom ons sit so en dan sluit ons die oë. Vader, baie dankie vir die liefde, die genade en alles wat U doen. Dankie vir die trou. Dankie Heilige Gees dat U in ons woon. Dankie dat ons weet ons is kinders van U. En Heilige Gees, kom lei ons, dat ons meer van Jesus en meer van die Vader, meer van U sal leer ook, dat ons werklik waar met impak sal leef in hierdie lewe. Dankie dat U ons kom red het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy 'n geseënde week sal hê en gaan maak 'n verskil. Groete tot volgende keer.